Hy wys nie vir my my Bybelstudie. Hier waar ek nog gewerk het, hy sê stream finished, hy apply hom nie. Werk hy? Ek sien hom net nêrens by my op nie. Baie goeiemiddag. Ek vermoed ons internetmense is al by. Ek sal so 'n bietjie om hierdie kant by my te sien wat gebeur. Ons is so klein, bietjie vroeër. Ek sê weer as die internet dalk afgaan, dan sal ons dit na die tyd oplaai en dit weer vir u beskikbaar sit. As u sukkel om te sien dat hy hang, dit is maar internetmoeilikheid. Die direkte opnames is gewoonlik bietjie meer onduidelik as wat jy om na die tyd kyk. Dit is altyd natuurlik lekker om direk lewendig te kyk, maar as hy vir die moeilikheid gee net so 'n bietjie kans tot na 7 en as jy hom dan kyk, dan behoort hy reg afgelaai te wees. Maar kom ons kyk, hoe gaan dit so ver? Baie goeiemiddag. Baie goeiemiddag. Ek werf nog steeds koorlede. So die ouens wat Bybelstudie kyk daar van die Suidkus af en van Witbank af en van Pretoria af, volgende week 5 uur oefen ons koor voor die Bybelstudie, so julle is welkom om te kom. Amanzimtoutiese mense en Windhoekse mense in al die wêreld, so hulle gaan vir julle nog in die skande steek, hulle gaan kom koor sing. Goed, dit is 6 uur. Kom ons word net eers so vir 'n oombliekie stil. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons die voorreg het om u kinders te kan wees. Dankie vir die voorreg om u Vader te kan noem en Here om vanmiddag ook hier, as ons die Bybel lees, en figuurlik gesproke by u voete te kom sit en te kan bid, leer ons Here, wys ons die regte pad aan. Daar in Psalm 25, wat die psalmdigter dit al bid en dat ons dit vandag nog steeds op ons harte kan hê. Ons eer u, ons aanbid u in Jesus se naam. Amen. Goeienaand, baie welkom. Goed, ek het 2 kort vrae uit Johannes. As julle oopmaak by Johannes 20, uit Johannes 20 en Johannes 21 kort vragies oor net die verstaan van 'n bepaalde teksgedeelte. Iemand daar in die Griquastad gemeente het dit daar gevra en ons het dit eintlik al daar by Griquastad se Bybelstudie en toe dink ek nee wag, ek gaan dit ook hiernatoe verwys. Dit dis iets wat iemand dalk ook kan raak lees en oor kan wonder. Johannes 20 vers 17. Dit is nadat die Here Jesus uit die dood uit opgestaan het, die graf is leeg, die begin van Johannes 20, en dan verskyn die Here Jesus aan Maria Magdalena, en in vers 17, kom ons begin by vers 16, Jesus het vir haar gesê, Maria, sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Is ek op die regte plek? Goed. Dit beteken leermeester. Vers 17, Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Van die ander vertaling sê, moet my nie aanraak nie, weet nie wie so 'n vertaling dalk by hulle het nie. En as mens na van die ander gedeeltes gaan kyk met dieselfde Matteus 28 en Markus 16. So die vraag is dan nou, hoekom mag sy nie aan hom geraak het nie, of hoekom mag sy hom nie vasgehou het nie, by 'n later geleentheid sê hy vir Thomas, kom steek jou vingers in
in die merke in my hande en jou hand in my sy. Hoekom mag sy nie aan hom geraak het nie? En ek dink die belangrike hier is nie die aanraking nie. Mense moet verstaan dat hier iets kon gebeur het van Maria wat hom by haar wou hou. Maria wat een van sy volgelinge was vir altyd en bly was dat hy opgestaan het en hier by hulle bly. Dis eintlik iets meer van, jy kan my nie terughou nie. Ek sê vir my disippels, ek het opgestaan, ek gaan voor julle uit, ek gaan opvaar in die hemel. Ek gaan nie meer met julle wees en by julle wees soos wat julle hier die hele tyd by my was nie. So dit gaan nie daaroor dat sy nie aan hom mag geraak het nie, of dat sy sê nou maar bly kon gewees het om hom te omhels, soos wat mense in die Midde-Ooste vandag nog steeds, as hulle mekaar groet, mekaar met 'n druk groet, 'n broederlike, susterlike druk, daai wat mense mekaar omhels in 'n drukkie gee. So dit het nie gegaan, sy mag nie hom geraak het nie, sy moet hom nie terughou nie, sy moet nie probeer om hom terug te hou nie. Hy het opgestaan, hy is verheerlik, hy is nie meer in dieselfde aardse liggaam, menslike toestand tussen hulle, so wat hy is die verheerlikte Christus, hy het opgestaan uit die dood, en hy gaan opvaar na die hemel, waar ons dan altyd saam met hom gaan wees. Goed, dan in Johannes 21, die Engels wat sê, do not hold unto me, die NIV of die New International Version, moenie my terughou nie, moenie my weerhou of probeer weerhou om te doen wat ek moet nie. Ek gaan nie meer hier op aarde tussen julle wees en saam met julle bly en saam met julle eet en hier op aarde, ek het opgestaan, verheerlikte Christus. Goed, Johannes 21, vers 18. Dit is na die Here Jesus weer natuurlik na hy opgestaan het, hy verskyn aan Petrus en Petrus kry opnuut sy opdrag en die Here wat 3 maal vir hom vra, het jy my waarlik lief? En dan sê hy, ek het u lief en laat my skape wy, pas my skape op en die lammers. Maar dan hier in vers 18, dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Die vraag oor die hande vasmaak en vat waar jy nie wou gewees het nie, het gaan oor, die Here Jesus lê dit aan self eintlik in die volgende versie uit, Petrus sal gevange geneem word, hy sal, as hy hande uitsteek is, wanneer iemand vir jou sê, amper wat jy gaan nou vandag sê, steek op jou hande, is iemand vir jou 'n pistool voor jou, hier is jy wil vasmaak of jou boeie sê, steek uit jou hande, sal jou hande uitsteek, jy sal geboei word, jou hande sal vasgemaak word, jy sal nie kan gaan waar jy wil wees nie, tronk, opgesluit, in afsondering wees, of in verhoor afwagtend, en uiteindelik dan sê die Here Jesus in vers 19, om daarmee aan te dui, met watter soort dood Petrus God sou verheerlik. 'n Marteldood, lydingsdood. Ons is nie 100% seker nie. In die kerkgeskiedenis is daar die vertelling wat sê Petrus het eintlik ook gekruisig en onderste bo gekruisig en hy het gesê ek kan nie soos my Here sterwe nie. Ek is dit nie werd nie, ek is nie waardig nie. Ek kan nie soos hy gekruisig word nie, dan liewer onderste bo. So Petrus definitief 'n marteldood. Heel moontlike kruisigingsdood onderste bo, dit kan ons nie verseker sê nie, maar dit is die kerklike oorlewering wat dit vir ons so aandui. Goed, iemand iets daaroor? Amos. Net so voor die Nuwe Testament begin, kry jy die 12 klein profete, en hulle is net na die 3 groot profete, Jesaja, Jeremia, Esegiel. Daniel is so, ek wil nou sê, tussen die groot en die klein profete, en dan Hosea, Joël, Amos. Amos 5, net so voor Matteus. As jy van Matteus, my bladsy 991, 991. Amos 5. En ons lees van vers 18 af. Nou die vraag is dan spesifiek oor vers 18.
Elende wag vir die wat smag na die dag van die Here. Waarom verlang julle na die dag van die Here? Dit sal donker bring, nie lig nie. Dit is eintlik dan 'n baie negatief. Elende wag vir julle wat smag na die dag van die Here. Nou ek glo dat in die meeste mense sal dieselfde vraag wees en die vraagsteller om te sê, maar dit klink nie reg nie, want hoe kan ons nou sê ons wat uitsien na die wederkoms van die Here, sê hier elende wag vir jou. Moet ons nie met vreugde uitsien na die dag van die Here of na die wederkoms en alles wat daarmee saamgaan nie. Hoe moet ons nou sê dis 'n slegte dag? Nou belangrik om dan so 'n klein bietjie meer te lees oor Amos en jy kan dan nou begin by die begin van Amos en dwarsdeur lees net hoofstuk 5. Israel het geval, net voor vers 10 se opskrifie, julle moet haat wat verkeerd is. Nou wat gebeur het in die tyd van Amos, of toe Amos hierdie skryf, Amos was nie 'n profeet in die sin van die woord soos ander profete wat uit profete families gekom het, of na profete skool toe gegaan het, soos wat ons vandag sal sê 'n teologiese skool of 'n opleiding as 'n dominee. Amos lyk dit of Amos was 'n skaapwagter. Hy sê dit in die begin. Ek het dit nou nie nagelees nie, maar vers 1, die woorde van Amos, 'n skaapboer uit Tekoa. Hy het oor Israel 'n gesig gesien. So hy's uit die suidryk, maar hy moet gaan praat teen die noordryk. Hy's uit die onderste 2 stamme van Juda en dan moet hy na die 10 stamme van Israel toe gaan. En in die tyd wat die Here vir Amos roep om op te tree as profeet, is dit 'n tyd van vrede in die koninkryk. Ek wil onthou 786 tot 746 voor Christus, as ek reg onthou, die tydperk en 'n tyd van aardse vrede, 'n tyd wat die volkere rondom met hulle self hulle eie dinge uitsorteer het. Niemand het vir Israel aangeval of beleer of oorlog gemaak nie. Dis 'n tyd wat die mense van die Here begin afdwaal het, geestelike vervlakking, terwyl hulle steeds die godsdienstige die godsdienstige rituele, kan ons maar sê, in stand gehou. So hulle het alles gedoen wat die godsdienst gesê het om te doen, maar hulle harte was ver van die Here. As julle nou gaan lees oor Amos, dan sien ons dat Amos was ook glad nie 'n gewilde ouetjie in die noordryk nie. Die ander profete het hom beledig en hom verwerp en gesê, is daar dan nie profete in Israel wat self die woord van die Here bekend kan maak nie? En hulle het almal gesê, die Here seën en die Here sê dit gaan goed, en hier kom hierdie ou uit die suide uit, so hulle het alreeds op hom neergesien, hy kom uit 'n ander deel, wat die noorde nie baie lief was vir die suide nie, en sekerlik andersom ook. En nou kom sê hy kondig die straf van die Here aan. En dan sê hulle telkens vir hom, man, jy moet stil bly, jy praat nie die woord van die Here nie, ons het die woord van die Here. En dan, so hy praat so 'n bietjie teen die stroom op van die mense van sy tyd, en dan kondig hy oordeel aan. En as julle nou net so 'n bietjie vroeër in die eerste deel van Amos 5 lees, en ons gaan nou die hele hoofstuk lees, let 'n bietjie op wat hy verskoning oor hulle godsdienst sê, of hulle lewens sê, en hulle optrede sê. En dan gaan hy agterkom, die verduideliking is dan, dat hy vir hierdie mense waarsku. Onthou, ons het laasweek gesê, die belangrikste teks is die konteks, né? So dit staan nie hier, ons almal wat na die dag van die Here uitsien, gaan nou vreeslik gestraf word en is ellende vir ons nie. Ons moet gaan kyk, vir wie sê die Here dit hier? En is dit ook vir ons? Dit kan wees, maar is nie noodwendig vir jou nie. Want hy sê dit hier vir mense wat van God afgedwaal het, en teoreties sê hulle, ons sien uit na die dag van die Here, en dan sê Amos vir hulle, julle sien uit na die dag van die Here. Die Here sê vir julle wat uitsien na die dag van die Here, dit gaan nie vir julle 'n dag van vryspraak wees nie, dit gaan vir julle 'n dag van oordeel wees. Dit gaan 'n elendige dag wees, want julle harte is ver van my af. So dis mense wat godsdienstig is, maar nie die Here ken nie. En dan sê, ons sien uit na die wederkoms, en dan sê die Here, daar wag vir jou 'n verrassing. Jy sien uit na die wederkoms, maar jy gaan gestraf word met die hel, want jy ken nie die Here nie. Dis godsdienst. Jy het rituele, jy het oorlewerings van die voorgeslagte en die ou mense, hou jy slaafs as godsdienst, maar jy dien nie die Here nie.
En dis natuurlik dan 'n woord wat ons na ons tyd toe kan deurtrek om te sê, daar's baie mense wat in die kerk behoort, maar nie noodwendig aan die Here nie. Jou hart moet in die Here behoort, jy moet 'n bekeerde lewe hê, jy moet totaal aan God oorgegewe, jou hele lewe moet aan hom behoort, nie net jou godsdienstige deel of jou kerklike deel nie, maar alles in jou hele lewe is die Here se. So kom ons lees gou so 'n klein bietjie verder van Amos, vers 18, kom ons lees hom weer. Elende wag vir die wat smag na die dag van die Here. Waarom verlang julle na die dag van die Here? Dit sal donker bring, nie lig nie. Dit sal wees soos wanneer iemand vir 'n leeu vlug en 'n beer val hom aan. Of soos wanneer iemand tuis kom en hy leun met sy hand teen 'n muur en 'n slang pik hom. Die dag van die Here bring donker, nie lig nie, net duisternis, nie 'n ligstraal nie. Ek verafskie julle feeste. Ek het niks aan julle feestydde nie. Al bring julle vir my brandoffers en graanoffers, dit is nie vir my aanneemlik nie. En ek kyk nie eens na julle maaltydoffers van vetgevoerde kalwers nie. Gee pad voor my met die rumoer van jou gesing. Ek wil nie jou harpmusiek hoor nie, maar laat die reg en die geregtigheid tevoorskyn kom. Laat dit aanrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende stroom. Moes julle vir my die 40 jaar in die woestyn diereoffers en graanoffers bring, Israel? Julle sal julle koning Sekut en julle afgodsbeeld Kiyun, die stergode wat julle vir julle gemaak het, moet dra, wanneer ek julle in ballingskap laat wegvoer, ver by Damaskus verby, sê die Here. Sy naam is Almagtige God. En jy hoor wat hierdie Israel op hierdie stadium doen, dit gaan goed, daar's nie oorlog nie. Die kommentare sê, in hierdie tyd het die rykes al ryker geword en die armes al armer. Die rykes het die armes verdruk, hulle het hulle naderhand as slawe verkoop, wanneer iemand nie kon skuld betaal nie, hulle het as slawe gevat en weer as slawe verkoop. Mense is onderdruk, die reg is onderdruk, die wat in hoër posisies is, het die mag wat hulle gehad het misbruik, en hulle het nog steeds godsdienst gehou. Onthou, dis almal Israel, dis nie wat ons kan sê, dis sê nou maar in Israel wat daar Arabiere en Israelies is en nog Christene ook by is, of in Suid-Afrika wat ons Christene en Moslems en Hindus en Boeddhiste het, of wat ons kan sê ons Afrikaners en Tswanas en Zulus en Xhosas in verskillende rasse. Hierdie was net kom ons sê Jode. Maar onder hulle sê die Here, en nou is daar nie 'n onderskeid in volk en ras en dis net hulle eie mense, en die Here sê julle verdruk mekaar, julle onderdruk die reg, daar's nie reg en geregtigheid nie. Julle steur julle nie aan my woord nie, maar julle hou kerk. Julle hou godsdiens. Jou Sondag godsdiens, hulle het nou die Sabbat gevier. Sabbat word die feeste gevier, die offermaaltye word gebring, maar in die week dan gaan hulle aan soos wat hulle aangaan. Ons lees selfs in die Bybel dat Israel in navolging van die afgodsvolker partykeer selfs tempelprostitusie gehad het. So dit partykeer so ver afgeval dat hulle gemaak het wat die afgodsgode gedoen het om te sê, as jy dan die prostituie besoek by die tempel, gaan jy vrugbaar wees. En allerhande sulke drek wat hulle vir mekaar geleer het. So dit is, in hierdie tyd was so ook 'n verval, godsdiens gehou, maar nie die Here aanbid nie. En ek het in die week het ek die teks gelees wat die Here sê, ook in die psalms, wat hy sê, ek het geen behaag in die vet van ramme, en die offers wat jy bring nie, maar in gehoorsaamheid, sê die Here. En dan beteken dit nie, hulle moet nie offers gebring het nie, hulle moes nog steeds hulle offers bring, maar omdat hulle die Here dien en hulle offers bring, of as jy jou sonde besef en jou offer bring, ons praat van Ou Testament. Mense sal nou vandag sê, maar, ag man, godsdienst is nie belangrik nie, ek moet nie die Here dien, ek hoef nie kerk toe te gaan nie, en ek hoef nie my 10de te gee nie, en ek hoef nie dit en dit te doen nie, ek is net lief vir die Here. So, jy moet nou onthou, die een kanselleer nie die ander nie, dis nie, of jy moet dit, of jy moet dit doen nie. In die Ou Testament, in hierdie tyd het dit daaroor gegaan, hulle moes die Here dien, en hulle moes hulle offers bring. Maar hulle kon nie net hulle offers bring en nie die Here dien nie. Dan sê die Here, ek haat julle offers, ek haat julle feeste, ek haat julle gesing. Dis vir my 'n gerumoer in my ore, want julle sing Christelike liedjies, maar julle dien my nie met julle lewe nie. Ons kan direkte lyne deurtrek na ons tyd toe. Dis baie maklik dat 'n mens rondom jou ander mense in hierdie storie inlees, en 'n mens sê, ja, ek lees hier die regering, en ek lees die manipuleerders, en ek lees die baase, en ek lees die ryk mense, en die rykes word al ryker, en ons arme gepepel word al armer, en dan onmiddellik sien jy die fout in iemand anders se oë, wat moontlik 'n fout kan wees aan hulle kant, maar dit is altyd baie belangrik om na binne toe te kyk.
Te sê wat is gemaakte godsdiens en wat is rituele. Dis eintlik eintlik verskriklik dat 'n mens baie keer sien dat jy kry sommige mense, en ek wil nie sê almal nie, want dit sal 'n gruwelike veralgemening wees, maar ek het al baie dikwels gekry in ek moet nou my woorde baie mooi kies. Die Here gebruik vir my nou al op ander plekke, ook nie net in die gemeente nie, as gevolg van ouderdom en ondervinding en al sulke goed wat nou kom, dien 'n mens nou baie keer op ander kommissies en op breër vlakke en jy moet op ander plekke gaan help, en dan het jy baie keer frustrasies wat mense mekaar het om te sê, ons het hierdie mense in die gemeente of hierdie mense in die gemeente wat so wetties is, niks mag anders, dis so, die reëls moet so wetties nagekom word. Maar dis mense wat ander mense uit die kerk uitdryf, want mense wil nie wees waar hulle is nie, want hulle is die mense wat die grootste skelms is of die gruwelikste dinge doen of in die wêreld mense die seerste maak of hulle hou die reëls, maar in hulle liefdeloosheid maak hulle almal seer en hulle dryf mense van hulle af weg. So dit gebeur ook in ons tyd, dat jy kry baie keer, en ek weet nie of dit deel van die verblinding is van die bose of ons eie sondige aard nie, wat mense amper wegkruip agter hulle godsdienstige korrektheid en dan kan dink, ek kan alles doen wat verkeerd is, en ek weet, ek het hierdie skuldgevoelletjie oor 'n klomp goed wat verkeerd is, maar ek maak dit reg deur godsdienstig korrek te wees. En dan is dit maar absoluut wat die Ou Testament in verval het, om te verval in wettisisme, om te dink jou verkeerdheid word gekorrigeer deur jou goedheid. En dan te dink maar, ek het hierdie skuldgevoel want ek weet ek doen dit en dit en dit, maar ek is daarom absoluut binne die reëls en die ordes en die wette, en dit hou ek slaafs na, en ek onderdruk eintlik mense met wette. En daarmee sê ek nie, ek is absoluut vir reëls en orde en vir dissipline. Ek probeer maar net sê hoe mense baie keer hierdie ding heeltemal uit verband uitruk, dat die ou wat die goddeloosste lewe is baie keer die godsdienstig korrekste. Ek het al dikwels gesprekke gehad met mense wat skie is vir kerk. Lief is vir die Here, maar wegskram van die kerk af, en dan gelukkig en wonderlik gesprekke kry, en dat hulle in hulle self baie keer 'n bietjie 'n stryd het om te sê, ek weet ek wil by die kerk wees, maar ek het iets wat my weghou, en dan by diepere ondersoek, dan sal hulle byvoorbeeld verhale vertel soos, my pa het my ma geslaan, maar hy was verskriklik streng daaroor, ons moes in die kerk wees, en ons moes dit, en ons moes dit, en ons moes dit, maar by die huis het hy my ma geslaan. Of my pa het ons gedwing om godsdienst te hou, en ons moes godsdienst, en ons kele afgedruk, en ons het by die huis ook, en as hy gelees het, dan moes ons op 'n sekere manier gesit het, en ons mag nie ons bene gekruis het nie, en ons moes ons hande op ons voete skoot gevou het, en ons moes dit gehou het, maar my pa het in sy hele lewe nooit vir ons liefde gewys nie. So jy het hierdie verskeurdheid wat mense baie keer in hulle het, dat iemand het hulle so seer gemaak om te sê, dis die beeld wat ek van kerk of van God het, en dit is nie goed dat dit so moet wees nie, maar dit gebeur. Jy kan wees net wat jy wil, as jy so seer kry, groot word, en jy het hierdie prentjie in jou kop van, my pa of my ma is die kerkmens, maar dis wie ek weet hulle is, dan wil ek nie met kerkmense te doen hê. So, onmiddellik, dan begin 'n mens maar met 'n mooi gesprek met mense om te sê, ja wel, die feit dat mense verkeerd optree, beteken nie dat die produk verkeerd is nie. En ek sê dit tussen aanhalingstekens om te sê, ek dink in die naaste aan volmaakste kerk wat ons op aarde kon kry, was die 12 disippels van die Here Jesus, en tussen hulle was daar 'n Judas. En as daar Judasse vandag op aarde in die kerk is, beteken dit nie die kerk is boos nie. Beteken dit nie God is boos nie. En ons moet, wanneer ons groter word en die Here leer ken vir wie hy is, moet ek hom nie interpreteer deur wat ek in my ouerhuis of my oupa en ouma siek en slegte verhale van mense wat gemolesteer is, nie net dogters nie, maar seuns ook, deur mense of familielede en selfs kerkmense en in die verlede al deur dominees en priesters en wie ook al wat die kerk verteenwoordig, wat mense seksueel aanrand of molesteer of wat ook al in die naam van kerk. Snaakse kerke wat
wat amper teruggaan na die tempelprostitusie toe, wat die kerkmense teruggaan amper na hierdie Hindu ding toe. In Hindoeïsme, sommige mense is nie alle Hindoeïsme nie, maar in Varanasi is dit so dat die hippies wat soontoe kom, hulle en hulle vrouens gaan bly partykeer by van hierdie wat word hulle nou genoem, soos het nou nie my help. Ons sal amper sê 'n toordokter. Die woord wil nou nie terugkom na my toe, hulle benaming nie, maar om by hulle te slaap, want hulle gee die belofte, as jy met hulle seks het, dan gaan jy hulle geestelike kragte kry. En hulle besef net nie dat jy hulle demoniese kragte kry nie, maar so dis hierdie hele geestelike hulle noem dit help nou vir my. Die agories, dankie. En hulle hierdie geestelike aura wat hulle noem, wat jy in hulle teenwoordigheid gaan sit. En nou kom dit in sommige van die Afrika kerke en selfs in westerse kerke wat hierdie mense geestelik so meegevoer word dat die geestelike leier dan nou eintlik maar die mense seksslawe maak om te sê maar dis wat jy jou bevryding kry wanneer jy heilig word en meer heilig word. So dis nie net mense in ander vlakke van die lewe nie, die gemors gebeur by die kerke ook. Dit maak en dis die hartseer dat wanneer iemand wat sê dat hulle die Here dien, maar 'n goddelose lewe leef, partykeer mense so seer maak dat mense seer kry vir die kerk, dat hulle kop skee is om by 'n kerk te wees, terwyl daar wonderlike kerke is en mooi kerke is en mense wat die Here dien, wat baie lief is vir die Here, by wie mens veilig is en veilig kan wees. As hierdie persoon van die begin af dink hulle almal is sleg en almal is bad. Vraagie oor die wegraping. Nou ek gaan hom nou baie mooi merk. Ek hoop hy save nou op die rekenaar dat ek vorentoe net eintlik terug sal verwys na hierdie Bybelstudie toe. As ons oor 'n jaar of 3 weer daarby uitkom is reg, maar ek vind dat mense bietjie later by ons Bybelstudie inskakel en dalk weer vra en is aktuele vraag. So ek gaan dit so kort weer probeer antwoord. Dit was 'n kort vraag want iemand van ver af gevra het om te sê, glo ons dat daar iets soos 'n wegraping gaan wees? Nou, die wegraping of die teorie van die wegraping is daar sommige kerke wat dan Openbaring gaan letterlik gaan praat van die 1000 jaar wat Openbaring sê gaan 'n 1000 jaar van vrede wees, 'n 1000-jarige vrederyk, so hulle praat van dan die Here gaan sy kinders kom haal, so die aardse lewe gaan aangaan. Die teks wat gebruik word in die evangelies is 2 mense sal op die bed lê, die een word saamgeneem, die ander een word agtergelaat. 2 mense sal op die land werk, die een word saamgeneem, die ander een word agtergelaat. 2 sal op die pad loop, die een word saamgeneem, die ander een word agtergelaat, sê hulle. En dan beweer hulle dat daar dan die Here kom haal sy kerk, die gelowiges wat hy dan op aarde wegvat van die aarde af in die hemel in, en dan bly die aarde nog bestaan dan vir 'n tydperk. Een van die probleme wat ons daarmee het, is dat jy kan nie selektief getalle waardes in Openbaring gebruik as letterlik en ander as geestelik nie. Jy moet of almal met 'n simboliek hanteer of jy moet almal letterlik vat. So as hulle wil die 1000 jaar van vrede letterlik wil vat en sê dit gaan 1000 jaar wees, dan moet jy ook letterlik vat dat daar net 144.000 mense in die hemel gaan wees. En dan is daar 'n klomp van ons wat dalk nie plek gaan kry nie. Want ek dink daar gaan 'n klomp ouens wat meer heilig as ek gelewe het en dan het ek nou nie 'n kans nie. Die martelare gaan voor my, dink ek, geleentheid kry as daar net 144.000 in die hemel gaan wees. So as ons die 144.000 opmaak met, onthou julle, 10 maal 10 maal 10 maal 12 maal 12, 144.000. Is 'n simboliese getal om te sê dis die volmaakte getal van gelowiges wat in die hemel sal wees. Ons kan die vorige 3 Bybelstudies daarbey insit. Die Here gaan nie kom voor sy getal nie vol is nie. Almal gaan daar wees, niemand gaan vergeet word nie. Niemand gaan agtergelaat word, niemand gaan per ongeluk buite staan nie. Die volle getal, 144.000 uit die 12 stamme, alle simboliese getalle van die gelowiges oor die aarde. Daarom is die 1000 jaar ook 'n simboliese getal. Jy kan dit nie net letterlik gaan lees nie. So wat is ons antwoord daarop? Ons glo in 'n wederkomsverwagting. Dat die aarde gaan bestaan en bestaan en bestaan tot op 'n dag wat die Here in sy alwysheid al lank al besluit het, voordat ons gedagtes en verstande gehad het, wat die Here besluit het, dis die dag waarop hy kom om die kerk te kom haal, om die nuwe hemel en die nuwe aarde te vestig en nie die aardse lewe soos ons dit ken tot einde te bring. Romeine wat sê die hele skepping sug en sien verwagting uit dat God alles nuut gaan maak.
Ons praat van die wederkoms. So ons praat van die eerste koms van die Here Jesus toe hy op aarde kom lewe het tussen ons en sy lewe kom gee het, opgevaar het na die hemel en dat hy dan eendag op die wolke gaan kom om die kerk te kom haal, die volle kerk te kom haal. Daar's nie 'n tweede koms en dan 'n laaste koms nie. Hy het die eerste koms gehad toe hy kom sterf het en opgestaan het en sy wederkoms of sy volgende fisiese koms op die wolke is wanneer hy die kerk kom haal. Daar's nie 'n wegraping, 'n tussenin iets wat gebeur nie. Dis ons gereformeerde standpunt. Nou ja, nou help dit nie ek sê dit net vir julle wat ons dink en wat ons glo nie. Ons moet dit in die Bybel gaan haal. Anders is dit net Danilo Stoll se mooi storieetjie. So wat sê die Bybel? U kan saam met my blaai. Ons gaan na so 'n paar gedeeltes toe gaan vanaand. U kan saam met my blaai na Matteus 13 vers 24. Matteus kry jy net na Malagi. Goed. Matteus 13 vers 24. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groenkoring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: Meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle: Dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom: Wil u hê ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy, as julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. Nou as dit nou hier geëindig het, sou ons kon interpreteer en almal sou kon sê wat hulle dink en party sou sê maar jy kan dit nie so lees nie. Gelukkig het die disippels ook nie verstaan nie en hulle kom toe later na die Here Jesus toe en hulle sê vir hom: Nou vertel vir ons, dit gaan jy kry by vers 36, nog steeds Matteus 13. Daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe. Sy disippels kom toe by hom en vra: Verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jesus antwoord: Hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. Die wat oes is die engele. Soos die onkruid bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat aan ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Kom jy agter dat ons hier geen interpretasie nodig het nie. Jy het nie vreeslik, dis nie, as ek sê dis nie rocket science nie, bedoelende geen belediging op die Bybel nie. Die Here Jesus verduidelik dit so maklik, dat 'n hoërskoolkind dit glad sal verstaan, maklik sal verstaan. Hy verduidelik dit, hy sê, daar's 'n saailand, dis die wêreld. Die goeie saad is die mense van die koninkryk. Die slegte saad is die mense wat nie in die Here glo nie. Wie saai is die bose wat die onkruid saai. Wie oes is die engele wat hy stuur om te oes. Wanneer is die oes? By die volëinding van die wêreld. Die Here Jesus is die een wat die beste weet, hoe lyk dit hier na die einde van hierdie wêreld toe. En hy sou hier, glo ek, as dit anders sou wees, sou vir ons dit anders verduidelik het. Daar's 'n lewe aarde wat bestaan, en hy sê dan by die oes, maak hy eers die onkruid bymekaar, gooi dit in die vuur, en dan sal die gelowige skitter in die koninkryk van die Vader. So as daar 'n volgorde is, dan lyk dit vir my die ongelowiges word bymekaar gemaak en dan die gelowiges in die koninkryk van die. Maar ek dink nie, dis maar net verduideliking van, jy verduidelik van dit gebeur en dit gebeur. Ons kan tog nie in taal of in skryf twee goed gelyktydig verduidelik nie. Ek dink dit gaan gelyk gebeur,
maar dis net hier, die ongelowiges gaan na die vuur en die gelowiges gaan na die koninkryk van die hemel. Wat beteken dit dan as twee op die pad loop en die een gaan saam en die ander een bly agter? Presies wat hier gebeur. 'n Man en sy vrou gaan dalk in die middel van die nag in Amerika slaap, terwyl 'n man en sy vrou in die middel van die dag in Suid-Afrika besig is om op pad Kaapstad toe te ry. En as die wederkoms van die Here gebeur, gaan twee op die pad wees en twee gaan op die bed slaap. Een gaan saam, die ander een gaan bly. Jy gaan nie hemel toe met jou vroue gelowig is nie. Jy gaan nie hemel toe met jou manne gelowig is nie. Daar gaan 'n skeiding wees by die koms van die Here. Party gaan saam en ander gaan nie saam nie. Moet ons daarin iets lees om te sê bly agter? Ek dink dis 'n verhaal om net te vertel, daar's 'n skeiding tussen twee mense. Almal gaan nie noodwendig saam, maar net omdat jy saam met iemand is wat die Here dien nie. Daarom gaan dit nie help om die dominee te ken wanneer jy eendag voor die troon van God staan nie. As jy nie die Here dien nie en jy gaan vir hom sê, maar Here, ek het die dominee baie goed geken, dan gaan hy vir jou sê, soveel te meer, hy het vir jou elke dag vertel van die koninkryk van die hemel en die koninkryk van die hel. Hy het elke dag vir jou vertel, Jesus is die verlosser en jy het dit nie geglo nie. Jy het die getuienis gehad, jy gaan hel toe, al het jy hom geken. Al was jy sy beste pel, al het jy 20 kudu saam met hom geskiet en 30 visse saam met hom gevang en 10 komritse saam met hom gehardloop en niks gaan help nie. Jy moet die Here Jesus ken. OK, so kom ons lees nog 'n teks of twee, want ons het nou net een gelees. Kom ons lees so 'n bietjie meer. 1 Tessalonisense 4. Ekskuus, voor jy so ver blaai. Net nog by Matteus 13, verskoning, Matteus 13 vers 47. Die einde van die hoofstuk. Matteus 13 vers 47. Dis 3 kort gelykenisse oor die koninkryk van die hemel. Die eerste een is in vers 44, die tweede is in vers 45 en dan die derde in vers 47. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerhande soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegte skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Weereens, by die volëinding van die wêreld, die koninkryk van God, wanneer hy kom, skei hy die wat op aarde op daardie oomblik lewe, die wat gered word en die wat verlore gaan. Die beeld is hier die goeies en die slegtes, die wat God goed gemaak het. Net nie vir 'n oomblik dink jy self goed nie, wat in Christus 'n nuwe mens geword het. Goed, 1 Tessalonisense 4. Tessalonisense 4 vers 13, dit is een van my, ek is lief tog vir die hele Bybel, maar hierdie is vir my 'n baie kosbare gedeelte in die Bybel, oor wat gebeur met ons by ons dood, of by die wederkoms van die Here, hoe sal dit dan wees? Ek dink, vir my is dit hier een van die duidelikste gedeeltes, ek het nie te lank terug nie in die kerk ook iets hiervan gesê, maar jy kan saam met my lees vers 13, 1 Tessalonisense 4, 13. Ons wil hê dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dis ontslapenis die mense wat gesterf het. Soos iemand nou vandag sê, maar wat gebeur met iemand wat dood gegaan het? Ons wil altyd wonder, iemand wat gesterf het, wat gebeur met iemand wat dood gegaan het? Ons wil hê dat julle nie onkundig moet wees wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. So ek onderbreek nou weer die skrif. Sê nie jy gaan nie treur nie. As iemand vir wie jy baie lief is afsterwe, dan gaan jy baie hartseer wees. As jy nie hartseer is nie, was jy nie lief vir hulle nie. Of daar's 'n paar skroewe los of iets wat nie lekker is nie. Jy moet hartseer wees. As jy nie hartseer is nie, dan is daar 'n fout met jou. Die Here het ons nie geskaap om dood te gaan nie, hy het ons geskaap om te lewe. En ons het nie die gereedskap om die dood te hanteer nie. Hy het ons geskep om te lewe. Die sonde het gemaak dat ons nou moet sterwe en dis hoekom ons so sukkel om die dood te hanteer. Ons is nie gemaak om dit te hanteer. Goed, nou sê die Here deur Paulus vir ons hier in 1 Tessalonisense 4. As ons weet wat met ons na die dood gaan gebeur, gaan ons nie treur soos mense wat sonder hoop is nie. Ons gaan treur, maar nie soos hulle nie. Want as jy nou iemand begrawe wat jy weet nie die Here gedien het nie, dan dink ek jy is ontroostbaar. Want jou hele lewe is jy bekommerd oor iemand wat gesterf het, wat jy weet
wat jy weet nie die Here gedien het nie. En mense kan vir jou allerhande mooi goedjies sê, maar hier binne in jou is jy die hele tyd sê, maar joh, daai persoon is verlore. Maar as jy iemand begrawe wat die Here baie lief gehad het, dan gaan jy jou hele lewe vir hulle mis. Dit gaan nooit weer dieselfde wees. Jy gaan altyd hartseer. Jy gaan weer 'n keer huil. Jy gaan na hulle verlang. Jy's vir hulle mos lief. So dit gaan nooit weer dieselfde wees nie, maar jy treur nie soos iemand sonder hoop nie. Jy treur anders. Jy treur omdat jy hulle mis op aarde, maar tog in jou hart is daar 'n vreugde en 'n blydskap want jy weet hulle is by die Here. So ons treur, maar nie soos mense sonder hoop nie. Ons het hoop. Goed, ons lees nog so 'n bietjie verder. Vers 4 die wil nie die versie sien. Is dit 14? Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis, die wat gesterf het, wat aan hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan, daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Dis die ewige troos. Goed, onthou julle, ek het in die kerk nog die twee hande so gewys, of dit is hoe die Bybelstudie, kan nie onthou nie, om te sê, die wat nog op aarde lewe, ons maak dit nou maar so bo die grond, ons lewe nog, en die ander ouens wat al dood is, wat begrawe is. Nou sê die Bybel, ons lewe nog so, ons gedaante lyk so, hulle het gesterwe, hulle gedaante lyk so. Nou sê Tessalonisense, wanneer die dag van die Here, wanneer die trompet weer klink, wanneer die aartsengel, hierdie wat in Tessalonisense 4 aankondig, wanneer dit gebeur, hy sê, dan sal allereers die wat gesterf het, gaan opgewek word. En ons wat nog lewe, gaan verander word, om dan op die wolke die Here tegemoet, sodat ons saam voor sy toorn sal verskyn. Hy sê, daarom sal die een is die ander nie voor nie. As jy al gesterwe het, wanneer die wederkoms plaasvind, Moses en Paulus en Johannes en jou oupa en ouma en miskien 'n pa en iemand wat al gesterf het, hulle gaan nie beter afwees omdat hulle al dood is en die wederkoms eers in jou lewe gebeur nie. Maar jy wat nog lewe op die aarde, dit gaan ook nie vir jou beter wees as die wederkoms in jou lewe gebeur nie. Vir ons almal gaan dit in 'n oomblik dieselfde wees. Hulle gaan opgewek word, ons gaan verander word en ons gaan in verheerlikte liggaam voor die Here staan waar ons hom loof en prys, waar ons saam met die ruiter op die wit perd en sy engele magte in die koninkryk van God ingeneem word. Dit gaan nie 'n traumatiese gebeure wees nie. Jy gaan nie daar staan in vrees en bewing wonder, gaan jy nog veroordeel word en gaan jy nog hel toon. Die veroordeling en die hel toon, die swaar kruis vir elkeen wat nie glo nie. En daar gaan 'n ewigheid wees vir hulle om gemartel te word en om stryd te hê en om te twyfel en om te huil en te ween en te kners van tande. Dit hoef nie in 24 uur afgehandel te word. Dis wat die hel beteken. Onsekerheid, alleenheid, eensaamheid, uitgewerpe, verworpe, marteling, veroordeling. Alles wat daarmee saamgaan. Maar ons wat in die Here glo, of ons al dood was en of ons nog lewe, in een oomblik voor die troon van God. So ek lees nie hiervan 'n wegraping. Wanneer die Here vir Paulus hierdie boodskap gee en hierdie insig gee, wat gebeur met die ontslapenis, wat gebeur met ons, dan praat hy net van sommiges is dood, en by die dag van die Here word die wat nog lewe verander. Hier is geen aanduiding van die wat dood was, gaan opgewek word, die wat weggeraap is, gaan ook daar wees, en dan die wat nog lewe gaan verander word. Ek is seker dat dit hier sou gestaan het as dit so was. So, Openbaring, die interpretasie van Openbaring, om by wederkoms te kom, lyk vir my en my sien daarvan, jy moet baie gedeeltes by mekaar sit, en jy moet baie brûe bou, en jy moet baie inleeswerk doen om te kan sien, maar dis hoe dit lyk. Ons stem nie daarmee saam. Goed, 'n dood en 'n wederkoms, die enigste twee. Nog een teks, 2 Tessalonisense 1, so dis net die volgende boek, 2 Tessalonisense 1 vers 5 tot 10. En dit is die teksgedeelte wat die vorige 2 Sondae was dit ons skriflesing in die kerk,
As jy onthou, ek het so 'n reeksie van 2 daaroor gehad om geskik geag te word of om waardig vir die Here te wees of voor hom te wees, dat hy ons waardig maak en ons moet 'n waardige lewe gaan leef. Maar ek wil nou net 'n gedeelte uitwys, vers 9. En kom ons begin maar by vers 8. In 'n vuurvlam uit die hemel verskyn, is die Here wat verskyn, dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie en die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag. Dit sal gebeur op die dag wanneer hy kom om verheerlik te word deur die wat aan hom behoort, om eer te ontvang van almal wat glo. Julle sal ook daar wees, want julle het ons getuienis aan julle geglo. So die gemeente van Thessalonika ontvang die evangelie, en nou verduidelik die Here deur Paulus vir hulle op daardie dag wat die Here Jesus in vuurvlam verskyn, die dag van die wederkoms, dan gaan die wat gestraf word, gaan in die ewige hel beland, en ons, en hy sê, julle wat ook glo Thessalonisense, julle sal ook voor die troon van God verskyn. Weereens, een gebeurtenis. Hier word nie vir Thessalonisense geskryf, en Paulus het nie geweet dat die wederkoms na sy lewe en hulle almal het 'n wederkoms in hulle leeftyd verwag. Hy het nie vir Thessalonisense geskryf om te sê, jong, die dag is die Here julle kom wegraap, dan gaan julle by hom wees en dan gaan daar eendag. Hy sê hier, op die dag wanneer die Here kom, gaan die wat nie glo nie, die wat vir julle seer gemaak het en julle vervolg het, hulle gaan in die hel gewerp word en julle gaan voor die troon van God staan, julle gaan verheerlik word, julle gaan daar wees, julle glo mos in God. So weer eens, nêrens 'n wegraping. Ek weet nie of iemand 'n moeilike vraag wil vra terwyl ek hiermee besig is, wat u nog ietsie aan gedink het, of oor gewonder het, of iemand vir u mee gekonfronteer het dalk met iets. Hendrik? Sou dit dan korrek wees om te sê dat wegraping is nie 'n Bybelse beginsel nie, maar deur 'n menslike aard beskou? Of sou dat 'n teks wees wat dan sou sê? Ja. Hendrik vra, sou ons kon sê dat die wegraping nie 'n Bybelse beskouing is nie, maar 'n menslike? Dit is ons gereformeerde standpunt, ja. Ons sê dat deur die eeue, lyk dit vir ons mense het Bybelse tekste anders geïnterpreteer as wat ons dit sien oor die eeue, en dat hulle dan 'n leer daarvan gemaak het. Leer is dan 'n teologie. So hierdie al hierdie beginsels is al reeds in die vroeë kerk is al gedebatteer. In die hervorming het die ouens al daaroor geskryf en daaroor uitsprake gemaak. So dis 'n absolute charismatiese ja. So die leer van die Chiliasme gaan daarmee saam, wat dan oor die 1000-jarige vrederyk en dat hulle beweer dat, en dit word nog moeiliker gemaak, daar's 2 tekste, twee gedeeltes van weet, wat sê die een wat hom teehou moet eers kom, en dan word daar 'n redelike groot teologie opgebou deur die een wat hom teehou, die een wat Christus teehou om te kom, maar ek wil julle nou nie verder daarmee verwar nie, dit is 'n moeilike ding wat ek self nie heeltemal weet hoe hulle daarby kom nie, en ek het self nie 'n verduideliking vir daai 2 tekste nie, ons wonder wie's die een wat hom teehou. Hulle sê die een wat die bose teehou is die kerk, en as die Here die kerk kom haal, dan gaan die bose kom en dan kom die groot verdrukking kom in die 1000 jaar, in die 1000-jarige vrederyk. So ek grawe my nie te diep in op die leer van die Chiliasme en van die wegraping nie. Ek weet net wat die Bybel sê oor die eindtyd, en dit is waarop ek dan nou fokus. Is hoe dink ek gaan dit wees by die einde, of hoe lyk die lewe vir ons tot met die einde? Daar's ook, jong, dis vreeslike terme, postmillennialisme en premillennialisme en amillennialisme is dan nou hierdie standpunte oor hoe dit op die aarde gaan wees na die einde van die tyd toe. En dan is daar nog kruise van die klomp hou van die een by die pre en meer van dit by die post, en dan meng hulle die premillennialisme en die postmillennialisme om by 'n nuwe beskouing uit te kom. Ek dink hulle met 'n amillennial. Dis goed wat ek nie te diep my ingrawe nie. As ek die Bybel lees, dan lyk dit vir my die aarde word 'n al slegter plek om op te bly tot en met die wederkoms. So daar's gelowiges en kerke, en van hulle is baie goeie vriende van my wat sê hulle dink dit gaan swaar op die aarde, en dan kom daar 'n tyd wat die kerk gaan regeer en die Christene gaan die meeste op aarde wees, en die kerk gaan eintlik oor die hele aarde vrede bring en dit gaan baie beter gaan. Dan gaan daar baie kort tydjie van verdrukking wees en dan gaan die wederkoms kom. Ek sukkel om te sien hoe hulle daarby uitkom, want as dit dan nou so goed gaan, wat gaan maak dat daar vir 'n kort rukkie
En ek argumenteer absoluut net op my menslike vlak daaroor. Ek weet nie hoe gebeur het as die Christendom dan die hele wêreld oorneem, hoe gaan daar vir 'n kort rukkie 'n verdrukking wees nie, behalwe as jy dan met die wegraping gaan saamstem dat die kerk weggevat word en dat die kort tyd van verdrukking gewees. Wat ek hoop nie ek verwar julle nie. As julle nie verstaan, nie moet nie te veel bekommerd wees nie. Glo maar net daar gaan 'n wederkoms wees. En dan rondom wat ek myself nog vreeslik breed geonderbreek. Kom ons sê daar's 'n wederkoms en daar's nie 'n wegraping. En ons is reg en hulle is verkeerd. Dink julle hulle gaan hel toe gaan? Nee. Want jy glo dat Jesus Christus jou verlosser is. Kom ons sê daar's 'n wegraping. En ons het dit nie geglo nie. Dink jy ons gaan nie saamgaan nie? As daar dan 'n wegraping is, gaan die Here ons kom, gaan ek ook saam. So op die einde van die dag het ons 'n debat van kerke en Christelike godsdienstige groepe wat hierdie twee sterk beskouinge het wat teenoor mekaar geopeneer het, en dan jy kleiner groepe of weer tussen in 'n vermenging van gedagtes, en almal dink oor hoe gaan dit in die einde wees. Ek self hou my nie te veel daarmee besig nie. My ondervinding is dat mense wat net op Openbaring fokus en dan net naderhand vir Openbaring en Daniël lees en wil presies weet hoe dit by die einde gaan wees, iewers te verdwaal, hulle raak iewers te ongebalanseerd, omdat 'n mens te veel wil presies verstaan, wat beteken hierdie visioen, wat beteken daai visioen, en wat is hierdie springkane met sterte soos skorpioene en koppe soos, kan nie al die goed onthou nie. Wat is dit presies, en wat het hierdie een beteken, hoe gaan dit by die einde wees, en naderhand is jy so, dat jy net fokus na die einde van die wêreld toe, dat mense partykeer bietjie balans verloor. Nou sê ek nie ouens wat Openbaring bestudeer is verkeerd nie, en ons moet dit ook bestudeer, maar net soveel soos Matteus, net soveel soos Timoteus, net soveel soos Amos, net soveel soos Exodus, die hele Bybel. Ons kan nie net fokus op die eindtyd gebeure, en dan nie meer fokus op wat moet jy doen terwyl jy nou hier lewe nie. En dit gaan maar weer oor 'n balans van 'n Bybelse beskouing, en om op die einde te weet, ek dink gaan nog steeds baie anders te wees wat ons kan indink. Ek dink die Here het dit baie eenvoudig vir ons in ons menslike aardse verstand gesê, wat op die meeste driedimensioneel kan dink, en nie eers in die geestelike riem kan sien en beleef nie, wat nie 'n ewigheidsbegrip het nie. Ek dink dit gaan nog wonderliker, en nog mooier, en nog groter, en nog meer fantasties wees, as wat ons ooit kan dink. Die beste wat ons kan dink is om nie dors en nie honger te wees nie, nie oud te kan word en nie siek te kan wees, en nie pyne te kan hê nie. En dis die naaste wat ons kan dink aan hoe wonderlik dit gaan wees, maar om in die teenwoordigheid van die lewende God te wees, in sy direkte teenwoordigheid en 'n verheerlikte liggaam wat niks my meer terughou in my begrip en my verstand. Wow. Johan. Joey, daar Genesis wat Henog gewandel saam met Jesus Christus. Sou ek verkeerd wees as ek sê dat hy net God genoem is in die hemel. Ja. Johan haal die gedeelte aan wat sê Henog het met God gewandel en Henog was nie meer daar nie. En so ons almal, watter mense wat in die Bybel van lees is nie dood nie? Henog, Elia, Moses. Ek wou julle eers 'n bietjie gelos het. Moses is dood. Ja, en onthou ons sien in Juda, in die boek Judas, dat toe die duiwel met is dit nou Gabriël, met Michael gestry het oor die liggaam van Moses. Nou. So nee, Moses is dood. Wie nog? Wie is daai ou wat uit die doodheid opgewek is? Lazarus. Daar staan nêrens dat hy nie weer dood is nie, né? So wie weet ons van wat nie gesterf het nie? Henog en Elia. Elia wat met in die wa van vuur en wind, stormwind in die hemel in opgeneem is. Dis die enigste twee van wat ons in die Bybel van lees wat nie gesterf het nie. En wat van hulle, dit lyk vir my Johan dat hulle amper dat die Here in sy groot besluit al met hulle gedoen het wat eendag met die gebeur wat nog op aarde lewe wanneer die wederkoms gaan gebeur. Hulle het net verander. Hulle is net van hier af opgeneem. En dit sien ons nou met Elia, hy is nou nie met die wolke opgeneem, maar in vuur, en hierdie wind van vuur, wa van perde en vuur van wa en perde van vuur en 'n stormwind in die hemel in opgeneem is, dat hy verander is. Henog het met God gewandel
En toe was hy nie meer op die aarde nie. En iemand het dit eendag so mooi beskryf en sê, dis, as jy hierdie prentjie het julle nou al, wat jy by iemand gaan kuier, dan stap jy saam met hulle tot by hulle huis of hulle kampplek, dan sê hulle, maar kom ek stap saam met jou entjie terug, dan stap hulle amper weer tot by jou kampplek, en dan moet jy weer, iewers sê, nee hoor jy, kom by, loop jy die kant, loop ek die kant. En hulle het hierdie mooi beeld om te sê, maar Henog het so met God gewandel, dat eendag het die Here vir hom gesê, Henog, kom sommer saam. Is dit nie mooi nie, né? So met God gewandel, dat die Here eendag vir hom gesê het, jy hoef nie terug te gaan huis toe nie, kom saam met my na my huis toe. En dis hoe ons met die Here moet wandel, en ek dink dis hoe dit met die wederkoms gaan gewees, dit gaan nie 'n oomblik van vrees en hysterie vir die gelowiges wees, vir die ongelowiges verseker, dis 'n dag van chaos en drama en verwoesting en oorlog en vernietiging, maar vir ons wat kinders van die Here is, ons gaan net saam gaan. As die wederkoms in ons leeftyd gaan gebeur, wat 'n dag, daai lied wat ons sing, wat 'n dag sal dit wees, dis net iets om na uit te sien. So ek hoop julle raak vanaand met sulke groot glimlagte op julle gesigte aan die slaap, as julle net dink om saam met die Here te gaan. So Melanie, ek hoop jy het 'n fantastiese Bybelstudie gehad, en dat jou hele slegte dag uitgekanselleer is, en dat, is dit nie so nie, nee, maak nie saak wat 'n mens oor vandag kon, alles wat sleg was nie, as jy so net in hierdie dinge dink, en dis wat Paulus dan skryf, dit sê, troos mekaar met hierdie woorde. Wanneer iemand gesterf het, of wanneer die lewe sleg word, of wanneer jy bang raak, veroud word, en siek word, en dood gaan, al hierdie goed, troos mekaar met hierdie woorde, is 'n wonderlike lewe wat wag. Ek wil net sê, Martha, ek het jou nou al gesien, dit is so lekker om jou hier te hê, bly dat jou gesondheid so is, dat jy daarom al kan, saam met ons by die Bybelstudie wees, dis wonderlik, baie sterkte vir jou, seën vir jou, hoor. Goed, kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir u groot genade, en al verstaan ons nie presies hoe u vir ons gaan kom haal, en hoe gaan dit daardie dag wees nie, kan ons vanaand net in hierdie Bybelstudiegroep sê, dankie dat ons deel van u kan wees. Dankie dat ons saam met die gemeente van Thessalonika ook daar gaan wees, want ons het u woorde geglo. Dankie dat ons nie hoef bang te wees om dood te gaan, of om te dink aan die wederkoms, en om voor die troon te verskyn nie, want ons ken u, en u ken vir ons. Ons eer u, en ons aanbid u in Jesus se naam. Amen. Heerlike aand vir u.